jou dag. Nog 'n program van ons gebedsversoeke van my Ansie Smit. My Yvonne Besuidenhout, baie welkom by ons program. Ons gesels nog steeds oor die bevrydingsgebede. Ons kom ook vandag by die bevrydingsgebed. Here, u woord sê Satan is oorwin vanweë die bloed van die lam aan die kruis en die woord van die heilige se getuienis. Gaan lees gerus Openbaring 12 vers 11. Ons is ook van die heiliges en ons getuienis is dat ons bloedgewaste kinders van God is. Ek is 'n bloedgewaste kind van Jesus. Ek is met eer en heerlikheid gekroon. Lees Psalm 8 vers 6. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my liefhet. Romeine 8:37. Ek is 'n prins, 'n prinses van God, want my pa is die koning. U het my by die naam geroep. Ek behoort aan u. Jesaja 43 vers 1. Wat 'n wonderlike belofte dat ons elkeen geroep is by ons name. So kom ons kyk dan verder, Yvonne. Ja, jy wonder seker waarom staan ons so lank nou stil by hierdie gedeeltes. Ons is nog steeds besig met die skrywe van Tiaan Geldenhuys en ons wil julle aanmoedig om bietjie na sy video's te kyk op YouTube. Wonderlike lering wat hy vir ons gee. Ja, die Here wil hê ons moet vry wees. So dis belangrik dat ons 'n vry lewe kan lei. Daarom gaan ons met julle versigtig deur hierdie gedeeltes. Ons gaan lees verder die volgende gebed. U woord sê verder dat ek die mag het om op slange en skorpioene, dis nou Satan en sy geeste, te trap. Lukas 10 vers 19 sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. So dan sê ons, Here, ek bid dat as ek my aan u onderwerp en ek staan die duiwel teë, dat hy van my af sal wegvlug. In Jakobus 4 vers 7 sien ons, die woord sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Daarom kan ons bid, daarom Here, onderwerp ek nou my aan u, my gedagtes, my liggaam, my lewe, my huwelik, my verhouding met my kinders, met my vriende, met my familie en my werkskollegas, alles wat ek het en alles wat ek is, onderwerp ek opnuut aan u. Ek neem nou my autoriteit wat ek in die naam van Jesus Christus het op, al is dit vir die eerste keer in my lewe, Here. En ek eien dit vandag vir my toe, dat ek die gesag het in die naam van Jesus Christus, om vir die Satan en sy geeste die volgende te kan sê. Ja, Satan, luister mooi. Jy en al jou geeste wat my lewe probeer reël maak hier op aarde, dit is vandag klaar. Ek is onder die beskerming van die bloed van Jesus en ek ontneem julle vandag van enige wettige reg wat julle dalk nog dink julle het in my gedagtes, my liggaam, my huwelik, my verhouding, my familie, my vriende, my werkskollegas, my kinders, my kleinkinders of enige ander area van my liggaam. Ek breek vandag julle ketting en ek verklaar julle werk vernietig. Ek vernietig julle houvas op my lewe en ek sê vandag, verdwyn en gaan terug na die droë waterlose plekke. Julle sal in hierdie dorp of in hierdie omgewing nie bly nie. Julle sal nie in ander mense ingaan nie en julle sal nie in diere ingaan nie. Satan, ek beveel jou verdwyn en vat saam met jou die geeste. Gees van leuns, jy het klaar vir my gelieg. Jy het my klaar gebruik om leuns te vertel. Ek het die waarheid persoonlik ontmoet. Sy naam is Jesus Christus. En daar's geen plek meer vir jou in my lewe nie. So leuns gaan, ek breek nou kettinge van leuns en ek beveel julle om my te verlaat in die naam van Jesus Christus. Dit is so hartseer as ons sien dat so baie kinders van die Here vandag nog vasgebind is deur leuns. Allerhande leuns wat hulle gehoor het, wat hulle glo, wat hulle iewers gelees het. So kom ons breek hierdie gees van leuns, dat ons werklik in die waarheid van God sal lewe.
Ja, en onthou, wanneer julle hierdie gebede bid, moet dit nie in julle gedagtes doen nie, want julle is besig hier om die vyand aan te spreek, en die vyand kan nie gedagtes lees nie. Daarom moet jy dit hardop bid en met autoriteit. Moet dit nie net so sagkens doen nie, vat dit autoriteit en sê, gaan in die naam van Jesus. Daarom spreek ons ook nou die volgende gees van vrees aan. Ons bid dit so as volg. Gees van vrees, ek breek al jou kettinge. Vrees in enige vorm breek ek nou af. Vrees vir die donker, vrees oor my finansies, vrees oor my toekoms, vrees oor my kinders se toekoms, vrees oor my huwelik, vrees oor enige iets breek ek nou af, want die Bybel sê vir my, God het nie vir my 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Ons sien hierso in 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Die Bybel sê ook vir my die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. En Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ek het daar die volmaakte liefde, want Jesus Christus is binne in my. So sê dit vir jouself hardop, ek het daar die liefde binne in my, want die liefde van Jesus is binne my. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees leef ek deur die geloof en die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my gegee het. Daarom gees van vrees, breek ek nou jou ketting en ek dryf jou uit my lewe uit in die naam van Jesus Christus. Gees van aggressie, ek is 'n prinses van God. Ek het my vandag opnuut aan God onderwerp. Daar is geen plek meer vir ongeduld, hemerigheid of aggressie in my lewe nie. Ek breek nou die kettinge en beveel jou om my te verlaat in die naam van Jesus. Wanneer jy hierdie kettinge gebreek het en jy sien dat dit wil weer kop uitsteek, bestraf dit. Sê ek bestraf dit nou en dissiplineer jouself. Leer jou om dissipline toe te pas. Daarom bevry jouself van hierdie geeste en leef vry en neem autoriteit en dissipline aan. Ja, kom ons bid saam die gees van rebellie, wat jy van kleins af in my opstand wou bring teen mense rondom my. Ek is 'n prinses van God, en het my vandag finaal aan God onderwerp. Daar's geen plek meer in my lewe, in enige vorm van opstand nie. Ek breek jou kettinge nou, verdwyn uit my lewe, in Jesus naam. Dan kyk ons na die gees van onvergifnis. Jy het vandag gehoor dat ek almal vrygespreek het wat my seer gemaak het. Ek sal voortaan ook almal vryspreek, soos Jesus dit aan my uitgewys het. Omdat ek almal vrygespreek het, sê die Bybel vir my, nou ek is vry. Lukas 6:37. Daarom het jy nie meer reg in my lewe nie. Ek breek nou jou kettinge en beveel jou om my te verlaat in Jesus naam. Die gees van bitterheid. Baie mense loop met daai gees van bitterheid. Onthou ons in die vorige program het ons gesê, raak vry van al hierdie dinge wat hierdie dinge veroorsaak, die gees van herinneringe af te sny en die Here te vra om daardie wonde te heel. Daarom spreek ons die gees van bitterheid soos volg aan. Daar is nie plekke vir wrokke in my lewe nie, gees van bitterheid. Daarom het ek almal vergewe en ek sal voortgaan aanhou vergewe. Ek breek nou jou kettinge en jaag jou uit my lewe uit in die magtige naam van Jesus Christus. Gees van swaarmoedigheid. Die Bybel sê die vreugde, blydskap van die Here is my beskutting, soos in Nehemia 8 vers 11. Verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drink soetdranke en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie. Want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting.
Daarom kan ons sê, ek kies om vandag af in daardie vreugde te lewe, ongeag my omstandighede. Daar is nie meer plek vir moedeloosheid of swaarmoedigheid in my lewe nie. Ek breek nou jou kettinge, verdwyn in Jesus naam. Ja, kom ons kyk ook na die gebed, die gees van depressie. Jy het geen wettige reg meer in my lewe nie. Jy probeer my 'n gat trek, maar ek weier om jou verder toe te laat. Ek het jou maatjie, die gees van vrees se kettinge reeds gebreek en hom beveel om my te verlaat. Daarom breek ek ook nou in die naam van Jesus Christus ook jou kettinge en beveel jou om my te verlaat. Soos ons gesê, die swaarmoedigheid, die depressie, is dit 'n goeie ding. Sit vir jou opgewekte praise en worship musiek op. Sing saam, dans saam. Dis die vinnigste manier om swaarmoedigheid of depressie te oorkom. Baie keer voel jy so moedeloos, jy voel so hartseer, maar as jy die musiek opsit, dan verander die atmosfeer. So maak 'n tydjie as jy voel, dit kom terug, die swaarmoedigheid, die depressie. Sit vir jou musiek op en begin dans voor die Here, want soos Yvonne gesê het, in blydskap is ons sterk in die Here, want die blydskap bring vir ons die oorwinning. So almal van ons voel een of ander tyd 'n bietjie af, 'n bietjie down, maar sit vir jou praise and worship op, opgewekte musiek op, en ek beloof jou, dit gaan nie lank wees, dan dans en sing jy saam. So kom ons kyk dan ook die gees van selfmoord. Ons weet ook in hierdie tyd, saam met depressie gaan selfmoord, baie van die jong mense, dit is so hartseer as ons sien, hulle verloor hulle lewe aan selfmoord. So kom ons bind werklik hierdie gees van selfmoord. Jy wil my liggaam steel, maar ek sal jou nie toelaat nie. Die Bybel sê dat ek geseënd is met 'n lang, gelukkige lewe, en ek kies om hierdie lewe te lewe, tot eer van God, om julle teen te staan, en ook in ander mense se lewe. Daarom breek ek nou elke ketting van selfmoord in my gedagtes, my liggaam en my lewe, verdwyn in die naam van Jesus Christus. Baie keer ontmoet jy iemand, 'n vriend, 'n vriendin, wat jy kan agterkom, daar is 'n selfmoordgees. Vra vir daardie persoon, kan ek saam met jou bid, kan ek saam met jou intree, en breek hierdie gees van selfmoord oor daardie persoon se lewe. Ja, ek en jy het die autoriteit as Christus Jesus, wanneer ons, die Here sê tog, wat ons in sy naam vra, sal ons verkry. So hulle kan nie bly as ons dit in die naam van Jesus doen nie. Kom ons kyk ook na die gees van verwerping. Jy wat van kleins af al saam met my kom, gees van verwerping, en my vertel dat ek nêrens behoort nie, of dat ek nêrens sal inpas nie. Die Bybel sê ek behoort aan die liggaam van Christus en aan die familie van Christus. Ek is nie 'n verworpe nie, en ek breek nou die kettinge, verdwyn in Jesus naam. Gees van minderwaardigheid, jy wat vir my sê ek is nie goed genoeg nie. Die Bybel sê ek is met eer en heerlikheid gekroon, en ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus wat my liefhet. Ek is nie minderwaardig nie, en ek breek nou jou kettinge en jaag jou uit my lewe in die naam van Jesus. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na die gees van mislukking en die vrees vir mislukking. Die Bybel sê ek is 'n suksesverhaal in God se oë, en dit is al wat belangrik is. Maak nie saak wat die mense van jou sê of dink of doen nie. Bely wat God vir jou gedoen het. Bely sy liefde vir jou. Ek is nie in mislukking nie. Ek hoef nie mislukking te vrees nie, en ek waarsku jou vandag, enige mislukking wat jy in die toekoms op my pad wil bring, gaan my net sterker maak in my geloof in God. So verdwyn nou gees van mislukking in die naam van Jesus. Dan kyk ons ook na die geeste van wellus, hoerery en perversie. My liggaam is heilig en behoort aan God en aan my huweliksmaat en aan niemand anders nie. Jy het gehoor ek het allesiens verbintenisse met vorige seksmaat verbreek, so jy het geen reg meer in my liggaam of my lewe nie. Ek breek alle kettinge in my gedagtes, my liggaam, my geslagsdele, en ek beveel julle nou om my te verlaat in Jesus naam. Bind en bestraf jou gedagtes. Baie keer sien ons kindertjies wat van kleins af gemolesteer is en wat later volwasse raak, sê vir ons dat hulle sukkel met hierdie gedagtes, dit kom terug.
So kry vir jou 'n skrifgedeelte en begin bind en bestraf hierdie gedagtes en bely hierdie skrifgedeelte wat op jou van toepassing is elke dag oor jou lewe. Ja, ek onthou daar was 'n tyd in my lewe baie jare terug, praat nou van meer as 30 jaar terug. Seker in die omgewing van 35 jaar terug, het ek myself deur 'n moeilike tyd gegaan en ek onthou ek het so depressief gevoel en ek het die dokter gaan spreek, 'n baie ou fantastiese dokter wat ek gaan sien het. En toe ek vir hom vertel van alles en hoe ek voel, toe onthou ek sy woorde so goed en hy het vir my gesê, jy seker jy kry jou nie self jammer nie. En ek het so groot geskrik vir daardie woorde dat ek sommer gereg was. Maar hy gee my toe ietsie om te slaap in die aand, 'n pilletjie om te drink en ek onthou so na 'n week of 2, toe besef ek, maar elke aand kan ek nie slaap nie tensy ek 'n pilletjie drink. En ek het net daar besluit, ek gaan nie meer daardie pil gebruik nie. En ek het dit opgehou en ek het die autoriteit wat die Here gegee vir ons, het ek opgestaan en so het ek nie verslaaf geraak aan hierdie pil nie. So daarom kan ons vir die gees van slawerny en verslawing sê, jy het my liggaam lank genoeg vasgebind met allerhande vorms van verslawing, met rook, met drank, met dwelms, met seks, met ooreet, met dobbel, koopverslawing, kleptomanie of watter ander vorm van verslawing ook al. Die Bybel sê my liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees en ek weier om jou verder toe te laat om in my tempel te skenk met daardie verslawings. Ek wil self nie meer daardie dinge doen nie en ek breek nou jou ketting en jou hou vas op my gedagtes, my liggaam, my mond, my smaakorgane, my keel, my longe, my ingewande en ek beveel jou om my te verlaat in die naam van Jesus Christus. Gees van manipulasie. Jy het my jare lank deur mense laat manipuleer. Soveel keer kry ons mense wat mense so maklik kan manipuleer. Hulle weet net, hulle het die kuns bemeester om te kan manipuleer, maar sê tot hiertoe en niks verder nie. Ek gaan nie meer toelaat nie. Daarom spreek jy die gees van manipulasie aan. Sy gees van manipulasie, jy het my jare lank deur mense laat manipuleer, maar jy het my ook gebruik om mense te manipuleer. Jou saad is vandag opgedroog in my lewe. Ek het my aan God onderwerp en gaan my voortaan slegs deur sy woorde laat beheer. Ek breek nou jou kettinge van manipulasie in my lewe en beveel jou om my te verlaat in Jesus naam. Ja, kom ons kyk ook 'n bietjie na die gees van misleiding. Jy het my lank genoeg mislei oor wie ek werklik in Christus was. Soos Yvonne gesê het, ons moet weet aan wie ons behoort en wie in ons woon, sodat ons elkeen besef ons identiteit in Christus. Ek het vandag autoriteit in Christus opgeneem. Ek weet vandag, ek is 'n prins, 'n prinses van God, met al die gesag van die koning agter my. Jy sal my nie weer mislei oor wie ek werklik is nie. En ek breek jou kettinge, verdwyn in die naam van Jesus. Moenie toelaat dat ander mense jou mislei nie. As hulle opinie het of as hulle vir jou ietsie sê, gaan terug na die woord toe en toets dit met die woord van God. Is dit die waarheid? Is dit wat die woord sê? Dan kyk ons 'n bietjie na die gees van jaloesie. Jy het geen reg in my lewe nie. Ek het almal geseën wat iets teen my gehad het en ek breek jou kettinge en ek jaag jou uit my lewe uit in Jesus naam. Ons sien vandag veral onder die jong mense ook. Daar's baie jaloesie en baie keer doen hulle dinge net om 'n ander persoon te na te kom of hulle is lelik. So kom ons bind die jaloesie. Dit kom nie van God nie, so ons weier om dit te aanvaar. Dan kyk ons na die gees van trots, hoogmoed. Jy het geen reg in my lewe nie, want die Bybel sê trots en hoogmoed is 'n gruwel in God se oë. Ek wil nederig wees soos my Jesus en daarom breek ek nou kettinge in die magtige naam van Jesus Christus. Verdwyn uit my lewe in Jesus naam. Trots en hoogmoed kom nie van God nie. Ons sien dat Jesus gekom het om te dien en dat hy so nederig en sagmoedig was. So kom ons lewe dieselfde lewe, nederig, sagmoedig, afhanklik van God, elke oomblik van ons lewe. Ja, en jy het moontlik dalk betrokke gewees as gevolg van onkunde
in dalk iets soos die vrye messelaars. En ons weet dat daar baie dinge, vloeke en bindinge en rituele, soos wat ons ook in die vorige episodes van gepraat het, gebeur. Maar jy sê, hoe kom ek los van hierdie dinge? Dan kan jy hierdie volgende gebed sê. Gees van vrye messelary, ek verklaar al jou vloeke in my lewe nietig, in die naam van Christus Jesus. Ek verloon alle ede wat enige van my voorgeslagte afgelê het, en ook die prinsgeeste van vrye messelary, en ek breek elke ketting van vrye messelary in my lewe, in die magtige naam van Christus Jesus. Julle verdwyn nou in Jesus naam. Indien daar 'n bevestiging was van vrye messelary in jou familie, hanteer dan ook hierdie volgende gedeelte van gebed ten volle. Indien nie, gaan bloot verder met die gebed waar dit handel oor alle vloeke. In die naam van die Here Jesus Christus en met die gesag wat ek as gelowige in hom besit, verklaar ek nou hier en voor God en almal hier verteenwoordig, dat ek losgekoop is uit die hand van Satan. Deur die bloed van Jesus Christus is al my sondes vergewe. Die bloed van Jesus Christus, God se seun, reinig my van alle sonde en daardeur is ek nou regverdig, asof ek nooit gesondig het nie. Deur die bloed van Jesus is ek geheilig en gereinig, afgesonder vir die Here. Ek is 'n lid van 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat my uit die duisternis geroep het tot in sy wonderbare lig. Ja, kom ons bid die laaste gebed vir hierdie. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees, losgekoop, gereinig deur die bloed van Jesus. Ek behoort aan die Here Jesus Christus, gees, siel en liggaam. Sy bloed beskerm my teen alle boosheid. Wanneer 'n wonderlike gebed om elke dag oor jouself te bid, dat jy losgekoop is van al die dinge, dat jy vrygekoop is deur Jesus Christus, dat jy gees, siel en liggaam aan God behoort, en dat sy bloed jou beskerm van alle boosheid. Dis al waarvoor ons tyd het dan vandag. Ons wil julle aanbeveel, stuur vir ons versoeke, stuur vir ons julle getuienisse, stuur vir ons julle ondervindings, want so leer ons, ook saam met mekaar, ons leer uit die woord. So kom ons kyk na die gebedsversoeke vandag. Daar's baie mensies wat siek is in hierdie tyd, griepsimptome, ons sien dat die boere spuit, so daar's baie goggas in die lug. So kom ons bid vir al ons vriende en vriendinne wat siek is. Dan bid ons vir finansiële deurbrake. Ons bid vir besigheidsman en vroue. Ons weet dat die einde van die jaar kom, daar moet gedeeltes uitbetaal word. So kom ons bid werklik vir ons finansiële deurbrake in hierdie tyd. Ons bid nog steeds vir persone in hospitale. En dankie vir die getuienis wat ons inkry van die wonderwerke. Dit stig ons en dit help ons ook om ander te kan bemoedig en te sê, maar die Here het 'n deurbraak. Hy het 'n wonderwerk in Koos of Jan se lewe gedoen. Hy kan dit ook vir jou doen. Moenie moedeloos raak nie. Moenie tou opgooi nie. Wees stil en weet die Here is in beheer. So as ons dan vandag afsluit, Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om saam te kan hande vat. Dankie dat ons kan intree vir elke persoon daar buite wat 'n simptoom het, wat nie lekker voel nie, wat 'n griep, verkoue simptoom het. En dankie dat ons vandag weet, ons bid aan by die groot geneesheer, dat die genesende krag van God deur elke liggaam vloei. Vader, baie dankie vir finansiële deurbrake. Dankie vir werkskepping. Dankie vir mensies wat CV's ingee, Here, dat die werklike deur vir elke persoon daar buite sal oopmaak. En dan bid ons vir hulle wat geliefdes in die dood afgestaan het, vir verder vertroosting. Ons wil vir U dankie sê vir wonderwerke, vir getuienis van inkom, van genesings, Here, van deurbrake. Dankie dat ons vandag weet, ons aanbid die God van wonderwerke. En dankie dat ons al hierdie gebede kon doen, Here, om 'n rein en heilige lewe te lewe, sodat ons meer soos U sal word en minder van onsself. Dankie vir die wonderlike voorreg om met mekaar te kan deel, meer uit die woord te kan leer,
Ons vra dit als in die wonderlike naam van Jesus. Here, seën elke kyker daar buite. U ken hulle omstandighede, hou vas hulle in die liefde. Geef hulle vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons bid dit als in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Onthou om julle gebedsversoeke vir ons in te stuur. Stuur dit na die nommer wat op die skerm verskyn en ons bid graag vir julle. Ons het 'n hele span intercessors wat saam bid elke dag en elke week. Totsiens, tot 'n volgende keer. Totsiens.